So dis vir my en my vrou Kianai lekker om deel te wees van Kameeldrif in hierdie jaar en vorentoe en ja, ek dink dit is so lekker vir ons om deel te wees. En vandag wil ek begin met hierdie vraag wat ek wil hê jy moet bietjie aan dink. Wanneer laas het jy op 'n manier gereageer dat jy later gedink het ek wens ek kon dit oordoen? Die eerste diens hier daar so 'n paar mense gelag oor daai vraag. Maar is daai situasies waar jy dink, "Jesus, ek moes nie nou daai WhatsApp gestuur het nie." Of die manier hoe ek nou reageer het, ja, ek kon dit so bietjie anders te gedoen het. Nou ons almal het al daai spasies beleef waar jy na die tyd so bietjie spyt is oor dit wat gebeur het. En ons sien presies so 'n gedagte in Johannes 18 vers 10 tot 11 waar Jesus in die tuin is saam met die disippels en die soldate is nou in daai spasie en hulle is op pad om nou Jesus te kom kry om hom nou te kruisig. En wat gebeur? Petrus, hy's eintlik hierdie mal haas onder die groepering. Hy besluit toe, nee, hy's nou so kwaad, hy moet hierdie ding stop. Hy sny sommer 'n soldaat se oor af. Ek weet nie wanneer laas het jy 'n soldaat se oor afgesny nie, ek het nog nie. Maar ons praat nie vandag oor die soldaat se oor nie, gelukkig. Ons praat vandag oor dit wat daarna gebeur het. Sien, Jesus het na dit, sien ons in daai storie saam met Jesus, hoe Petrus kom en hy verraai Jesus, daar gebeur die hele kruisiging en alles gebeur, maar wat gebeur, wat so amazing is hoe Jesus kies om genade te wys vir Petrus. En hierdie genade om hom te vergewe vir wat hy gedoen het, maar meer is dit om hom te herstel terug in verhouding met homself. En toe nog verder dat daar so 'n radikale transformasie gebeur in Petrus se lewe dat hy die kerk help stig. Dit wat ons hier vandag beleef, is as gevolg van daai malhaas wat besluit het, kom ons sny 'n soldaat se oor af. Jesus wat hom vergewe en genade wys tot waar hy vandag is. En ons praat vandag so 'n bietjie oor hierdie aspek van genade. In ons reeks van Becoming Love is ons in week 3 en eerste week het ons gekyk na hoe Paulus kom in 1 en 2 Korintiërs en hy skryf hierdie briewe aan daai kerk wat eintlik kinderagtig is, hulle is immature. En hy kom vat hulle vas om te sê, julle het amazing geestelike gawes en die kerk floreer, maar julle het nie liefde nie. En omdat jy nie liefde het nie, is julle immature, julle is onvolwasse. Laas week het Eugene met ons gedeel rondom die Vader se liefde, dat aan die einde van 2 Korintiërs 13 vers 13 skryf Paulus, dan sê hy, want die genade van Christus, die liefde van die Vader en die vennootskap met die Heilige Gees, daai 3 is wat nodig is vir ons lewens om volwasse te wees. Dis hierdie blueprint, hierdie blou druk van ons lewens, dat daai 3 goed saam help om ons volwasse te maak. Dit help om ons te groei, dat ons liefde kan wees in hierdie wêreld. So vandag is eintlik week 2 van daai blou druk, waar ons praat oor die genade van Christus. So die genade van Christus is eintlik so 'n eenvoudige konsep, maar tog maak ons dit so ingewikkeld. Toe ek jonk was, het ek saam met my ma baie keer na die haarsalon toe gegaan en dan hoor ek hoe praat die ouer mense daarso en hulle kom tannies wat kuier en dan hoor ek net hierdie een wat sê, "O my genade, my kleinkind het nou weer hierdie gedoen." Of en dan die ander een is soos, "Genade, wil jy dit met jou hare vandag doen?" So my verwysing was dit gewees van genade. So, "O genade, kyk nou net weer hierdie." Tot ek later begin leer het wat genade eintlik is. En dis hierdie konsep wat ons kry, wat ons uit die skrif uit lees en dit sê die volgende: genade is God se onverdiende guns teenoor ons, gegrond in sy karakter en nie in ons prestasie of werke nie. God se onverdiende guns. En nou ek wil hom nog verder vat en dit gaan die hele tyd so saam vergelyk met liefde, want Christus is liefde en genade
is Christus en Christus is genade en alles gaan so hand in hand. As ons wil groei en om liefde te wees in hierdie wêreld, dan groei ons en ons is genade in hierdie wêreld. Ons kan nie die twee van mekaar afskei nie. Ons vandag bietjie net gesels oor wat is genade en hoe lyk dit prakties vir my in jou lewe as ons dink aan hierdie blou druk van hoe word ons volwasse. Ek wil begin met dit wat Christus in die kruis kom doen het. So ons het genade ontvang as gevolg van Christus. Sien, dit is deur Christus aan die kruis dat genade gekom het, daai onverdiende guns wat ons ontvang het. So sien uit onsself uit, nie? Alleenlik uit Christus uit. Sien, genade is ons vertrekpunt. Dis die beginpunt as ons dink aan ons lewens vir waar ons is. Kyk, en dit is nie hierdie abstrakte konsep of net 'n karaktereienskap nie. Dis Christus in persoon in ons lewens. Dis genade. So as ons vandag praat oor genade, wil ek hê jy moet die hele tyd daai prentjie in gedagte hou dat genade is nie geskei van Christus af nie en Christus is nie geskei van genade af nie. En in daai hele prentjie is liefde deel van dit. Liefde is, ek wil amper sê, hierdie fondasie en genade is een van hierdie pilare van hierdie huis van Christus. Nou, as ons dink aan hierdie genade wat ons ontvang het, lees ons in Titus, skip daai ene. In Titus lees ons hierdie volgende stuk wat hy sê in vers 11, van die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense. Die verlossende genade het verskyn. Hierdie verlossende genade is in twee aspekte vir ons lewe. Eerste is dat ons moet besef, voor Christus se dood was ons gebroke. Ons was skuldig bevind, ons was ver van God af en ons kon nie onsself red nie. Die wet het verklaar dat ons dit nie kon doen nie. Toe kom Christus en in sy dood verander daai hele prentjie, want deur Christus word ons gered. Deur Christus word ons herstel in verhouding met die Vader. Daar's nie meer afstand tussen ons en hom nie. Deur Christus kan ons nou heers oor die sondige natuur. Dis deur sy krag, nie myself nie. Dis 'n onverdiende geskenk wat ons ontvang het, sodat ons kan lewe soos Christus. Verder, hierdie verlossende genade is nie net iets wat ons ontvang het nie. Paulus kom wys vir ons, dit is nie net ontvang nie. Hy sê verder in daai skrif, in vers 12, dan sê hy, hierdie genade voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en Godvreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp. Sien, hierdie reddende genade doen ook iets in ons lewens. Dit verander ons. Dit maak dat ons anders te lyk. Nou, my vroukie lag altyd, my ID-foto, ek het nog die groen boekie ID's, né? Ek dink daar's 'n paar van ons wat dit nog het. My foto wat ek in graad 11 geneem het, en hoe ek vandag lyk, is radikaal anderste. In die begin, toe ek en my vroukie begin uitgaan het, toe sy vir die eerste keer daai foto sien, toe sy soos, wie is hierdie? Ek lyk totaal en al anderste. Ek gaan dit nie vandag wys nie, dis so 'n bietjie skandelik vir my, ek gaan nie naby daai foto gaan nie, maar ek lyk radikaal anderste. Maar meer is dit, emosioneel, geestelik, hoe ek optree, is radikaal anderste, want ek het hier ontmoet en hy het 'n verandering in my gebring. Kan nie anderste as om anderste te lyk nie, want as ek saam met hom tyd spandeer, hoe dan anderste as om te verander? Dis soos my vroukie. Deesdae hoor ek die hele tyd, sy sê goedjies en dan kom ek agter, maar dis wat ek sê. En vice versa, daar's goed wat sy sê en goed wat sy doen, wat ek aangeneem het. En ek begin lyk soos sy en sy soos ek. En ek dink dieselfde gebeur as gevolg van genade in ons lewens. Daar's 'n transformasie wat gebeur, ons lyk anderste. Hierdie Griekse woord hierso in Titus is die gedagte van voed ons op, is hierdie woord pedaio.
Dit beteken to train up a child so that they mature and realize their full potential. Dit voed ons op, dit verander ons sodat ons anders te lyk, sodat ons elke dag begin om soos Christus te lyk. So dis nie net vir verlossing nie, maar is ook vir transformasie. Paulus wys dit vir ons verder in die woord in 1 Korintiërs 15 vers 9 tot 10, wat hy sê, want ek is die geringste van die apostels, nie geskik om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie. Sien, Paulus gee homself as hierdie voorbeeld van die transformasie van hierdie reddende genade. Hy was radikaal op 'n plek wat hy Christene vervolg het, hy wat die kerk vernietig het. Toe ontmoet hy vir Christus, hy ontvang genade, en daar's 'n verandering wat gebeur in sy lewe. Hy kon nie meer dieselfde gebly het nie. So transformasie. Dit is 'n radikale transformasie. Verder gaan ons aan en dan sien ons in 2 Korintiërs 5 vers 17, waar hy die volgende sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. Paulus wys dit so mooi vir ons, dat hierdie reddende genade kan nie net ontvang word nie. Dit doen iets aan my en jou. Dit laat ons anders te lyk. En hierdie het nie net gebeur in Paulus se lewe nie. Ons sien dit in Petrus, selfde, sny die oor af, hierdie impulsiewe en bang jong ouetjie word getransformeer na hierdie standvastige leier in die kerk. Dis die rots waarop God se kerk gebou word. Sy naam verander selfs. Dis 'n radikale transformasie. Selfs Johannes was een van die sons of thunder, hierdie twee boeties wat net havoc gemaak het. Hulle was mal gewees, hulle het 'n klomp goed gedoen, en hierdie twee manne, Johannes wat kwaai en arrogant was, en hy was net, dit was 'n visserman, okay? Dit was 'n rowwe ou. Hy word later aan beskryf as die apostel van liefde. Dis 'n amazing transformasie wat gebeur het, en dit was deur Christus, deur genade wat gekom het, wat hulle verander is. En vandag wil ek sê, dieselfde is die waarheid vir my en jou. Deur genade wat ons ontvang het, het Christus ons transformeer. Ons identiteit is verander. 2 Korintiërs 3 vers 18 praat van, soos in 'n spieël word ons van gedaante verander, van een glorie na die volgende, deur die Gees. Sien, soos dat ons Christus aanskou, die woord van God aanskou, word ons verander na dieselfde beeld as Christus. Ons begin meer en meer lyk soos hy. So ons ontvang genade en dit verander ons radikaal. En dan die volgende aspek is hierdie, dat ons groei in genade. Dit help nie net ons ontvang reddende genade en ons lyk anderste, maar ons doen nog dieselfde goed as die verlede nie. Ons het nodig om te groei in genade. So dink gou terug aan daai vraag wat ek in die begin gevra het, daai oomblik wat jy iets gedoen het wat jy besef het, ek moes nie hierdie gedoen het nie. Dink aan daai oomblik waar jy iets slegs vir iemand gesê het. Of Eugene se voorbeeld van waar hy net by die tolhek staan en hierdie ou wat net sukkel met sy kaart. Wat was jou reaksie gewees? Dalk was jy by die werk of universiteit en iemand doen iets en daar's 'n sekere reaksie wat ons gehad het. In die volgende skrif in 2 Petrus 3 vers 18 skryf Petrus vir ons: sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Ons kan nie net dit ontvang nie, ons het nodig om te groei in dit. Ons het nodig om te groei in daai liefde en die genade van Christus. Sien, die prinsipie is eenvoudig. Identity precedes activity. Wie jy is, bepaal wat jy doen. As ons sê, ons het 'n nuwe identiteit in Christus,
sy genade het ons nuut gemaak, dan kan ons nie dieselfde goed doen as wat ek gedoen het nie. As ek op skool een persoon was, kan ek nie nou nog dieselfde doen as wat ek daar gedoen het nie. Nee, deur Christus, soos wat ek groei, begin ek nou ander goed doen. Prakties is dit, wanneer daai situasie opkom, kan ek myself stop en sê, wag, Hein, ek hoef nie meer op te tree met woede of kwaad soos in die verlede nie. Ek kan nou anderste optree. Ek kan groei in hierdie genade. So die vraag vandag, wat ek hierso in hierdie stuk wil vra is jy so liefdevol en vriendelik soos jy wens jy was? Is jy so vinnig om te luister en te vergewe soos wat jy is om kwaad te raak? Is jy gasvry, maak jy jou lewe oop om te deel met die wat dit nodig het en getuig jy oor Christus in jou lewe vir die wat hom nodig het? Ondersteun jy die kerk met jou gawes en talente en wie jy is? En gee jy liefde, al is dit moeilik? En ek kan aangaan met hierdie lys, ons almal het spasies waar ons nodig het om te groei. Maak nie saak hoe jonk of hoe oud jy is hier vandag nie, ons kan groei in die genade. Die saying that you cannot teach an old dog a new trick, ek dink in Christus is daai ding weggevat. Enigiemand kan getransformeer word om anders te lyk in Christus. Maak nie saak wie jy is nie. So ons word verander, ons groei in hierdie genade. In 2 Korintiërs 6 vers 1 sê hy die volgende: as medewerkers van God doen ons 'n ernstige beroep op julle om nie die genade van God te vergeefs te ontvang nie. Hierdie te vergeefs beteken nutteloos of sonder vrug te ontvang nie. Sien, genade moet vrug dra in ons lewens. Mense moet kan proe daai genade wat ons het. Ons kan groei in dit. Nou, hoe groei ek? Prakties, hoe lyk dit? Ek dink Handelinge 2 vers 42 gee vir ons 'n mooi prentjie. Dit sê, hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Nou, daar is nog baie maniere, anderste hoe ons kan groei in genade, maar ek het beleef, hierdie 4 is vir ons so belangrik in hierdie seisoen. Dis eerste die leer van die apostels. Dis om Sondag kerk toe te kom en te sê, Vader, wat wil U vir my gee vandag? Maar dan sit om elke dag daarna tyd te spandeer in die woord van Christus. Nie om te sê, Here, gee my iets nie, maar Here, verander my deur U woord. Dat ek anders te kan lyk, dat ek meer kan lyk soos U en minder van die vleeslike Hein, sodat ek meer U liefde kan gee en minder kan kwaad wees soos Hein. Dis die heeltyd daai verandering. Tweede is hierdie aspek van die verbondenheid met mekaar. Sal hulle sê hierso vir die kerk dat jy het die woord van Christus nodig, want dit is die woord wat ons transformeer, is die genade, is die liefde wat ons opvoed in ons lewens, maar ons het ook 'n gemeenskap nodig. Ons het ander gelowiges nodig in ons lewe. Ons het 'n kerkfamilie nodig, ons het 'n klein groep nodig, want dit is waar disippels gemaak word. Hierso voer die Here ons op en hy gee ons alles wat ons nodig het om ons bediening uit te leef, maar dit is in 'n klein groep waar dit prakties raak. Waar dit wat die Here besig is om te sê op 'n Sondag, raak dit prakties in my lewe op 'n Woensdag. En maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, jy kan deel wees van 'n groep waar jy hoort. Ek dink so baie keer sê mense, ag, maar ek is al so oud, dit is nie eers meer, hoekom moet ek in 'n groep wees? En ek wil jou uitdaag, daar is groei in groepe. Ons is nooit te oud vir dit nie. Die derde aspek wat hulle ons leer, is die breek van die brood. En hierdie lê vir my in 2 aspekte. Eerste is hierdie aspek van hoe ons om tafels, verskeie tafels bymekaar kom in ons lewens. Van werkstafels tot 'n etenstafel, van 'n skooltafel regdeur tot 'n universiteitstafel. Daar's so baie tafels waar ons saam met mense sit en waar ons lewe deel. En die beste plek vir my is maar om 'n tafel waar ons saam eet.
Dit is vir my en my vroukie lekker om 'n tafel te sit en lewe te deel saam met ander mense. Want ons weet, dis mense vir wie ons lief is, saam met wie ons lewe kan doen. En die tweede aspek van hierdie is die nagmaal. So om dit prakties te maak, in die Bybelse tyd, toe Christus die hele nagmaal verduidelik het, toe wat gebeur? Hy en sy disippels was om 'n tafel besig om saam te eet. Hulle was besig om saam lewe te doen, en wat Christus doen, soos hy altyd doen, is hy vat dit wat hy sien in die omgewing, en hy gebruik dit as voorbeeld om dit prakties te maak vir sy disippels. So hy vat die brood wat alledaags op die tafel is, as stapel voedsel, en hy vat die wyn wat hulle almal gedrink het, en hy gee hierdie twee, en hy sê, maar die brood is my liggaam wat gebreek word vir jou, en die wyn is die bloed wat gevloei is vir jou. So elke keer wat jy om hierdie tafel is, mag jy herinner word aan my liefde vir jou. Dis nie net op 'n Sondag wanneer ons hierso tafeltjies uit het met elkeen 'n cracker wat ons nagmaal het nie. Elke keer wat ons om 'n tafel sit, kan ons onsself herinner aan dit wat Christus gedoen het. Dit is 'n daaglikse genade vir ons lewens. Dis so mooi vir my en jou. En in die laaste een is die gedagte van gebed. Gebed is een van die intiemste plekke waar ek en jy in verhouding staan met die Here. Waar ek my hele hart voor hom kan oop lê en hy presies weet waar ek is. En ek kan sy hart beleef en groei en hoor. So vandag is hierdie 4 praktiese spasies vir ons om te groei in genade. So ons het genade ontvang, dit het ons verander in 'n nuwe identiteit. Ons begin groei in genade elke dag. En dan die laaste aspek is hierdie gedeelte van om genade te wees. As ek vandag jou hart moet prik met 'n naald, wat is dit wat gaan uitkom? Gaan dit haat wees, gaan dit kwaad wees, gaan dit hierdie lelike ding wees, of gaan dit liefde en genade wees? Gaan dit hierdie spasie wees waar jy agter mense se rug oor hulle praat en hulle bevloek, of gaan dit hierdie spasie wees waar jy mense opbou met jou woorde, dieselfde woorde wat jy gebruik om die Here te aanbid? Ek weet dit is radikaal wat ek vanoggend sê, maar ek voel ons het nodig om dit te hoor. Ons woorde bou lewe. Kyk, Jesus wys vir ons hierdie gedagte van wees genade. Hy wys vir ons wat dit prakties beteken, dat as mense jou beleef, is die eerste ding wat hulle sien, is sy liefde en sy genade. In Johannes 8 vers 7 tot 12 is hierdie stuk waar die Fariseërs 'n vrou betrap het in heerderdaad. Nou toe ek het gelees het in die Afrikaans, soos ek weet nie wat heerderdaad is nie. Lees hom, dis adultery, soos jy hom gemis het. Hulle het hierdie vrou betrap in adultery en hulle wil eintlik Jesus uithaal met hierdie storie. Hulle wil nou hom toets om te hoor wat gaan hy nou doen met hierdie. En hulle sê maar die wet sê sy moet gestenig word. En Jesus kyk vir hulle elkeen so in die oë en hy sê vir hulle dat die eerste ene onder julle sonder sonde, jy mag eers daai klip gooi. En hy skryf verder op die grond en een vir een begin daai ouens loop. Want nie een is sonder sonde nie. Nie een volgens die wet kan haar stenig nie. Want dit is almal onder sonde. En Christus is die enigste een wat agterbly en hy staan toe op en hy vra toe van hulle, maar waar is jy wat jou wou stenig? En hulle is almal weg. En hy sê aan die einde vir haar die volgende. Jesus sê toe vir haar, ook ek veroordeel jou nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Christus kom en hy gee vir hierdie reddende genade. Ek sê, ek veroordeel jou nie, jy's gered, jy's skoon gewas van hierdie af. Gaan nou en moet dit nie weer doen nie. Daar's 'n transformasie wat in jou lewe nou gebeur, so moenie nou meer dieselfde wees as wat jy was nie. Dat as mense jou sien hulle nie meer die vrou wat in heerderdaad betrap is nie, hulle sien nou die geregtigheid van God. Daar's 'n verandering wat plaasvind en mense moet die vrug sien in haar lewe. So moenie weer dieselfde ding doen nie, want dit is nie meer wie jy is nie. Dieselfde is vir my en jou. Uit daai skrif uit sien ons 3 areas van hoe ons genade kan wees
vir hierdie wêreld. Die eerste een is hierdie gedagte van sien mense. Die tweede is beskerm mense en die derde een is herstel mense. Hierdie aspek van sien mense is, kan jy langs die pad stop vir 'n persoon wat 'n papwiel het om hulle te help? Want jy kan. Om 'n kollega te help wat oorlaai is en van haar of hom se skouers af te haal sodat hulle kan funksioneer. Dis om daai persoon raak te sien wat almal anders te oorkyk en hulle in te nooi en te sê maar kom wees deel van 'n gemeenskap want jy is geliefd. Dis om iemand raak te sien. Dis om mense te beskerm. Dis daai WhatsApp groep waar almal mekaar uithaal en jy kom in en jy gee net waarheid. Jy hoor iemand agter iemand anders se rug hulle sleg sê en jy kan inkom en sê luister, dit wat jy mee besig is nie waarheid nie. Dis nie God se waarheid oor hierdie persoon se lewe nie, so hou op. Dis om in te klim en te sê ek gaan opstaan teen die onreg wat ek sien in hierdie wêreld. Maak nie saak vir wie dit is nie. In Christus se oë is ons almal gelyk, maar ons hanteer die mense gelyk nie. Maar deur genade kan ons. Daar's hierdie quote wat sê, if good men do nothing, evil prevails. Die vraag vir my en jou deur hierdie van beskerm ons mense is, kan jy opstaan teen dit wat sleg is in hierdie wêreld, sodat waarheid sal seëvier in daai spasie. En die laaste een is hierdie die herstel van mense. Is ons woorde besig om op te bou of af te breek? Het jy 'n lys van hierdie teleurstellings en seer wat hierdie persoon aan jou doen? Of kies jy om te sê ek laat gaan dit en ek vergewe? Breek jy vandag die siklus van wraak en kwaad, van vrees in jou huis? Want dit is nie Christus nie. Maak nie saak waar ons is vandag nie, Christus het gekom sodat dit anders te kan lyk. Sodat as mense ons beleef hulle genade en liefde en vrede en blydskap en al die vrugte van die Gees beleef hulle. Maar dit word vasgevang in liefde. So ek wil prakties net, het ek iets beleef, spesifiek vir oggend. Ek wil vra my vrou en Eugene, as jy my sommer ook gou kan kom help. As ons dink aan hierdie konsep van vergifnis, is dit vir ons baie keer so moeilik om mense te vergewe. Dis hierdie prentjie van toue in ons lewe en Eugene doen iets aan my en ek kan hom nie vergewe nie. Daar's 'n verbintenis tussen my en hom. En Janai, my vroutjie sê dalk iets verkeerd en nou is ek kwaad vir haar. Sy weet nie eers wat sy gedoen het nie, maar ek is kwaad vir haar. Nou wat gebeur is, ek wil aangaan met my lewe, ek wil vorentoe gaan, ek wil lewe geniet, ek wil in die Here se genade wees. Maar omdat ek nie vergewe nie, hulle gaan aangaan met hulle lewens en hulle gaan my saam ruk. Later dan weet ek nie meer wat se kant toe nie, ek kan nie vergewe nie, ek is so kwaad vir hierdie persoon. Daar's 'n outeur wat geskryf het, unforgiveness is like drinking poison and expecting someone else to die. En Christus wil vandag vir ons 'n nuwe waarheid kom gee om te sê, om te vergewe is om te laat gaan van die verlede. Dis om te laat gaan van dit wat die persoon gedoen het en hulle kan aangaan met hulle lewens. Dankie julle twee. Hulle kan aangaan met hulle lewe en ek kan aangaan met my lewe. Vergifnis is meer oor my wat kan lewe in vryheid. Ons is vrygemaak vir vryheid, sê die skrif. So baie keer dan sê ons, Jesus, maar ek kan nie vergewe nie, ek kan nie vergeet wat hierdie persoon gedoen het nie. Vergifnis is nie 'n lisensie om te sê ons justify wat hulle gedoen het nie. Verseker nie. Vergifnis maak net dat jy kan aangaan met jou lewe sonder om vasgevang te wees in die verlede. Dis sodat jy vryheid kan belewe in jou lewe. Verseker, dit maak nie reg wat 'n persoon gedoen het nie. Dit gaan dit nie beter maak nie en jy moet dalk 'n 1000 keer vergewe voordat iets skuif in jou hart. Maar 'n 1000 keer vergewe, 'n 1000 keer vergeet wat die persoon gedoen het nie, verseker nie. Vergifnis is meer oor my wat kan lewe in vryheid. Ons is vrygemaak vir vryheid. So baie keer dan sê ons, Jesus, maar ek kan nie vergewe nie, ek kan nie vergeet wat hierdie persoon gedoen het nie. Vergifnis is nie 'n lisensie om te sê ons justify wat hulle gedoen het nie. Dis sodat jy vryheid kan belewe in jou lewe. Verseker, dit maak nie reg wat 'n persoon gedoen het nie. Dit gaan dit nie beter maak nie en jy moet dalk 'n 1000 keer vergewe voordat iets skuif in jou hart.
maar dit is vir jou om aan te gaan met jou lewe. So ek wil graag die worship span vorentoe nooi. En ons gaan 'n tyd hê waar ons net kan reageer op hierdie woord vanoggend. Ek dink ons beleef so as span dat dit vir ons belangrik is om te sê, Vader, ek hoor hierdie woord, maar kom ek doen iets met dit. Kom ek reageer vir dit wat U wil doen in my persoonlike lewe. Dalk sit jy hier vandag en jy's eers op 'n plek wat jy sê, "Jesus, ek het nodig om genade te ontvang." Ek is op 'n plek wat my lewe, my verlede was net chaos. Dit lyk so sleg. Ek kan nie net meer aangaan met dit nie. Dalk sit jy hier vanoggend en jy's vasgevang in sekere goed, sekere verslawings, sekere keuses wat jou lewe heers. En jy moet vandag sê, Vader, ek kies U en U genade, help my om hierdie ding te oorkom. Help my om dit agter te kan los, want dit is nie meer wie ek is nie. Ek is 'n nuwe skepsel in U genade. Tweede, dalk is jy op 'n plek wat jy sê, ek het genade ontvang en dit het my verander, maar ek doen nog dieselfde goed as wat ek gedoen het. As iemand in my lewe kyk, dan lyk dit presies dieselfde voordat ek Christus ontmoet het. Dalk sit 'n spasie waar jy net vir die Here vandag wil sê, Vader, ek wil groei in hierdie genade, dat ek my huis kan lief hê soos wat U hulle lief het. Dat ek by die mense by die werk vir hulle kan opstaan teen die sleg wat gebeur met hulle. Dat ek kan liefde hê vir die geringste van ons mense. Want dis wat U vir my gegee het. Eerste. Dalk is jy op 'n plek wat jy vandag sê jy het 'n klip opgetel en jy was besig om mense te stenig die laaste tyd. Jy's besig om te sê, kyk hoe sleg is hierdie persoon en ek gaan hulle stenig, want wie anders te gaan dit doen? Christus nooi jou vandag om 'n klip neer te lê en te vergewe. En dalk moet jy gaan en gaan sê, asseblief vergewe my vir wat ek gedoen het. Om 'n klip neer te lê en te sê, hier is nie meer wie ek is nie. As Christus my vergewe het, net so kan ek vergewe. Of dalk is jy op 'n plek wat jy sê, Vader, ek het vergifnis nodig. Ek het nodig om te vergewe, sodat ek hierdie toue kan laat gaan, sodat ek kan aangaan met my lewe. Sodat ek nie meer vasgevang is in jare se seer en gebrokenheid nie. In Johannes 10 vers 10 skryf Jesus, die vyand het gekom om te steel, slag en verwoes in ons lewens, maar Christus het gekom vir lewe en lewe in oorvloed. En hy nooi jou vandag na daai lewe en lewe in oorvloed toe.